Dat ons vandag in die teenwoordigheid kan kom, Here, en weet dat U vir ons die grootste prys betaal het aan die kruis, sodat ons die lewe kan hê en die lewe in oorvloed. Vader, dankie dat ons vandag saam die nagmaal kan vier, waar ons weer herinner word aan hierdie groot genade wat U vir ons bewys het, wat U vir ons elke dag bewys. En Here, dankie dat ons saam as gesin en saam as familie hierdie eer aan U kan toon, om saam nagmaal te vier in herdenking van wat U vir ons gedoen het, die prys wat U vir ons betaal het. En Here, dankie dat U ons elkeen op ons naam roep om aan U te behoort. Dankie dat U ons red, en dankie dat U vir ons genade bewys. Vader, dankie vir U vaderhart. Dankie dat U ons lief het. En Here, dankie dat U ons toelaat om ook lief te hê. Dankie dat U vir ons daai vermoë gee. Dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het en ons seën met U teenwoordigheid. Here, dankie dat ons kan weet, Here, U het ons nie verlaat nie, U is nie weg nie, maar Here, U is elke dag by ons deur die gawe van die Gees. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. So julle kan maar sit, ons gaan saam die skrif lees. Jesus se dood word beplan. 2 dae later sou dit die Paasfees en die fees van die ongesuurde brood wees. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes was op soek na 'n plan om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het gesê, nie op die fees nie, sodat daar nie miskien oproer onder die volk kom nie. Jesus word in Betanië gesalf. Jesus was in Betanië in die huis van Simon die Melaatse. Terwyl hy aan tafel was, het daar 'n vrou gekom en 'n albaste fles egte baie duur nardesolie. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Party van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek. Waarvoor is hierdie vermorsing van reukolie? Hierdie reukolie kon vir meer as 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir armes gegee gewees het. En hulle het teen haar uitgevaar. Laat staan haar, het Jesus gesê. Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Julle het tog altyd armes by julle. En wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir die begrafnis. Dit verseker ek julle, oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word van wat sy gedoen het, tot 'n herinnering aan my. Judas onderneem om Jesus te verraai. Judas Iskariot, wat een van die 12 was, het sy hulp vir die priesterhoofde gaan aanbied om Jesus in die hande te kry. Toe hulle dit hoor, was hulle bly en het hulle beloof om hom daarvoor te betaal. Hy het toe na 'n plan gesoek om hom by 'n geskikte geleentheid te verraai. Die Paasmaaltyd word voorberei. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, die dag waarop die Jode altyd die paaslammers geslag het, vra Jesus se disippels vir hom, waar wil jy hê moet ons gaan regmaak vir u om die Paasmaaltyd te eet? Hy stuur toe 2 van sy disippels en sê vir hulle, gaan na die stad toe. Daar sal 'n man wat 'n kruik water dra, julle ontmoet. Gaan saam met hom en waar hy ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê, ons leermeester vra, waar is my kamer waar ek die Paasmaaltyd saam met my disippels kan eet? Hy sal julle dan 'n groot bovertrek wys wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle vir ons Paasmaaltyd voorberei. Die disippels het toe gegaan en in die stad gekom en alles gekry soos hy vir hulle gesê het en hulle die Paasmaaltyd voorberei. Een van Jesus se disippels gaan hom verraai. Die aand kom Jesus toe met die 12 daaraan. Terwyl hulle sit en eet, sê hy, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Hulle was onhuts en die een na die ander het hom gevra, is tog nie ek nie? Hy sê toe vir hulle, dit is een van julle 12, die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe soos daar oor hom geskrywe staan, maar wee die man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Die instelling van die nagmaal. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seun gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde, neem dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en het vir hulle almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle, ek sal nie weer wyn drink nie, tot op daardie dag wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink. Petrus sal Jesus verloon. Nadat hulle die lofsang gesing het,
het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Baie dankie Wim. Ek wil julle almal uitnooi, ons gaan nou al nagmaal saam vier, so ek wil julle uitnooi om asseblief op te staan en vir julle nagmaal te kom haal. En ons doen dit juis nou, lekker vroeg, sodat ons saam as gesin, saam met julle kinders, die nagmaal kan vier. So ek wil julle uitnooi, asseblief kom haal vir julle nagmaal, en dan gaan ons weer gaan sit en saam nagmaal vier. Die sap is die ligte enetjies vir julle kinders.
So julle sal agterkom dat ons het besluit om die nagmaal 'n familiemoment te maak. So ek wil graag hê, soos wat ons die nagmaal saam gaan gebruik vandag, dat julle net na julle kinders families toe draai en dan ook net vir hulle op julle eie manier te verduidelik wat die brood en die wyn verteenwoordig. So ek gaan dit eers vir ons instel en dan gaan ons na ons gesinne toe draai, vinnig praat oor wat die brood verteenwoordig en dan gaan ek die nagmaal met die wyn instel en dan gaan ons na ons gesinne toe draai en vinnig praat oor wat die wyn beteken en wat dit verteenwoordig en dan daarna gaan ons dan ons derde lied saam sing. Alright. So in Markus 14 van vers 22 tot 25 is waar Jesus dan hierdie nagmaal instel. Hy sit saam met sy disippels om die tafel, hulle is besig om die pasgat te vier en Jesus stel die nagmaal in. Hy sê vir hulle, terwyl hulle eet, het Jesus die brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde, neem dit is my liggaam. En ek en jy sit vandag hier na die kruis, die disippels het nie noodwendig geweet wat Jesus nou vir hulle sê beteken nie. Maar ek en jy het die groot voorreg om na die kruis te leef en te weet presies wat Jesus hier sê. Hy wys na sy liggaam wat gaan gebreek word vir die betaling van ons sondes. Hy gaan sonde op homself neem. Hy word sonde in daai sin. Hy sterf vir daai sonde en hy betaal vir ons elkeen se sonde deur sy liggaam wat gebreek is. En wat hy daar doen is, hy breek sy liggaam sodat ons liggame nie hoef gebreek te word nie. Hy sterf die dood wat ek en jy verdien. Sterf Jesus Christus en hy gee vir ons daai genade. Ek betaal jou sonde deur my lewe vir jou neer te lê, deur my liggaam te breek vir jou in jou plek. So ek wil hê julle moet na julle kinders toe draai, na julle familie toe draai en praat net vinnig oor wat hierdie brood vir jou en jou gesin beteken. Kom ons neem dan die brood, ons eer dit en ons dink aan die prys wat Jesus vir my en jou aan die kruis betaal het, deur sy liggaam wat gebreek is, sodat ons sondes vergewe kan wees. En dan van vers 23 af, toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle, ek sal nie weer wyn drink nie, tot op daardie dag wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink. Jesus betaal vir ons deur sy bloed hierdie verbond. In die Ou Testament en in die antieke tye het hulle 'n kontrak of 'n verbond geseël met bloed. Dit is ook dan wat verwys na die prys van die sonde. Die woord leer vir ons dat die vonnis of die prys van die sonde is die dood.
kontrakte word geseël met bloed, en dit wys dan na 'n onbreekbare kontrak. En wat Jesus vir ons doen aan die kruis, hy stel 'n nuwe verbond in. Hy seël hierdie verbond deur sy eie bloed vir ons te stort. Hy vergewe ons sondes, hy kom reinig ons, hy kom was ons skoon. En deur die wyn saam te drink, dink ons en word ons herinner aan hierdie nuwe verbond in Christus, dat ons behoort aan hom deur die werk wat hy aan die kruis gedoen het. In die antieke tye het hulle ook Pasga gevier in 'n herinnering van wat God vir hulle uit Egipte uit gedoen het. Hulle is bevry uit Egipte uit, en wat moes hulle doen? Hulle moes 'n Pasga lammetjie of 'n paaslam se bloed aan hulle deurkosyne verf, en hulle moes in die huis bly, en dit is dan hoe die dood oor hulle gegaan het. Hulle was nie gevonnis met die dood nie, hulle het nie die straf ontvang nie, omdat hulle onder die bloed van die lam was. Jesus word nou ons Pasgalam, ons paaslam. Hy word in ons plek, word hy dan met die dood, die vonnis vir die sondes gestraf. En hy sê, as jy onder my bly, onder my bloed bly, dan gaan die dood jou oor. So as ons saam die wyn drink, dan herinner dit ons aan hierdie nuwe verbond wat ons het in Christus. Ons is nie bevry uit Egipte nie, ons is bevry van sonde en die slawerny van sonde. Alleen omdat ons onder die bloed van die lam is. Deur die werk van Jesus alleen is ons bevry en het ons die ewige lewe. So wat julle vir julle kinders en vir julle families dalk kan sê, is bespreek genade. Ek en jy verdien dit nie. Net soos wat die Jode nie noodwendig iets uit hulle eie mag uitgedoen het om gered te wees nie. Hulle het dit ook nie noodwendig verdien nie, maar God is genadig. Hy bewys vir hulle genade, hy betaal die prys. En die bloed is dan die herinnering aan daai genade wat ek en jy ontvang. Die dood wat ek en jy verdien, gaan ons nooit sien nie. Want die een wat dit nie verdien het nie, het dit in ons plek gesien. So praat gou met jou gesin oor die genade wat God vir ons gewys het aan die kruis. So as ons die wyn saam drink, dink ons aan die genade wat Christus vir ons aan die kruis bewys het, deur sy bloed te stort vir ons, en die betaling van ons sondes. Kom ons drink die wyn saam. En dan ook, daai vers 25, wys Jesus vir ons na ewige hoop, iets waarna ons kan uitsien. En dis dan waarna ons herinner word vandag. Jesus het ons sondes betaal, ons is bevry, ons het die ewige lewe, en hierdie is dan die hoop waarna toe hy wys. Hy sê, dit verseker ek julle, ek sal nie weer wyn drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink. Dis iets waarna ons kan uitsien is, ons is geroep na die koninkryk van God toe, hy het ons ewige lewe gegee as 'n genadegawe. Dis wat ons nie verdien nie, hy gee dit vir ons, verniet. En dis juist hoekom ons ook nou lekker vroeg die nagmaal saam gevier het. Ons gaan nou, vandag gaan ons bietjie dieper kyk na hierdie nagmaal. So asseblief, staan saam met ons, dan sing ons laaste lied, en dan gaan ons, die kinders na hierdie lied, gaan ons die kinders agtertoe stuur.
sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son see so rou, so die rijkdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer, en die lof en ewigheid. En aan U is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer, en die lof en Amen. Al die maatjies kan agter toe gaan. Julle gaan daai kant toe, stoep se kant toe, dan gaan julle van daar af agter toe. Asai, goeiemôre julle. As dit jou eerste keer by ons is, baie welkom. As jy al by ons was vir die afgelope paar weke, ons is besig met 'n reeks uit Markus. En ons gaan dan vandag spesifiek na Markus 14 kyk, soos wat ons ook in die skriflesing gesien het. Ek hoop julle het geluister toe Wim gelees het, na wat in hierdie teks gebeur. Ons gaan dit nie nou noodwendig weer deurlees nie, ons gaan net vat aan waar die storie dan was, of wat daar gebeur het. So ons hoofteks is dan hierdie instelling van die nagmaal, vers 22 tot 26. Maar net voor dit sal ons sien dat het 'n klomp goed gebeur voordat Jesus hierdie Pasga-maaltyd saam met sy disippels gevier het. Ons het nou voor die diens het ons die nagmaal saam gevier. Daar's 'n goeie rede vir dit. Ons sal nou daarna kyk. Ek wil hê julle moet net vir 'n oomblik dink aan wat ons beleef het met die nagmaal. Dis nie net 'n stukkie droë brood en 'n glasie druiwesapelwyn wat ons saam drink nie. Dis 'n heilige oomblik wat ons saam vier as gemeenskap van gelowiges. 'n Oomblik waar ons herinner word aan die genade wat ek en jy ontvang. 'n Oomblik waar ek en jy net vir 'n oomblik kan stil word en 'n oomblik hierdie heiligheid kan beleef. Waar ons kan weet dat sonder dat ons dit verdien, het ons ewige lewe. Dalk het jy vanoggend gekom en dalk het daar iets gebeur in jou week waar jy voel ek is nie reg nie, ek is nie goed genoeg nie, ons voel baie keer so. Dis juis hoekom ons voor die tyd, want ons verdien in elk geval nie die genade of die ewige lewe nie. En dit is hoekom dit verniet is. Ons verdien nie die lewe nie, ons is sondaars. En Jesus kyk nie na ons gedrag nie. Hy kyk nie na wat ons reg doen nie. Hy gee dit vir ons verniet.
Dit is genade. Dis juist hoekom vanoggend, voordat ons 100% reg is, voordat ons al 'n oomblik in die woord spandeer het, voordat ons te veel van onsself kan gee, moet ons besef dat Jesus het alles vir ons gegee, sodat ek en jy vandag hier kan sit, sodat ons 'n verhouding met hom kan hê, sodat ons saam met hom kan stap. En dit het diep geestelike betekenis, die nagmaal. Ons gaan vandag bietjie na dit kyk. Ek wil julle net vir 'n oomblik trek in hierdie storie van Markus 14. Ek hoop julle het goeie verbeeldings. Ek hoop julle kan vir 'n oomblik net julle oë toemaak en dink aan hierdie dag wat Jesus beleef het. Dis net voor sy kruisiging, net voordat hy gevangene geneem is. Op hierdie stadium is hy nog vry. Op hierdie stadium is hy nog saam met sy disippels. Hy is in Betanië en hy word dan geseën deur hierdie vrou wat nardesolie op sy kop uitgiet. In vers 3 sien ons dit. Jesus was in Betanië in die huis van Simon die Melaatse. Terwyl hy aan tafel was, het daar 'n vrou gekom met 'n albasterfles, egte, baie duur nardesolie. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Ek wil hê jy net vir 'n oomblik jou oë toemaak en dink aan hierdie vertrek waarin Jesus sit met sy disippels. In hierdie vertrek waar hy sit met hierdie vrou. Sy word nie genoem nie, haar naam word nie genoem nie, maar haar daad word onthou. En dink aan die reuk van hierdie nardesolie wat hierdie vertrek vul. Dink aan die emosies wat gevoel word, aan die disippels wat sê, maar jy mors 'n klomp geld. Hierdie is 300 silwerstukke werd, ten minste, ons kan dit vir die armes gee. Dink aan daai reuk wat die vertrek gevul word. Hierdie soet, ryk reuk van die nardesolie. En Jesus sê vir hulle, sy is besig om my voor te berei. Wat sy nou gedoen het, is 'n goeie daad. Laat haar staan. Laat sy doen wat sy moet doen. Want sy is besig om my voor te berei vir my begrafnis. Die disippels kan dit nie regtig sien nie, maar hulle kan dit ruik in die lug. Hulle ruik hierdie duur olie, wat alles uitgegiet word op die kop van Jesus. En dan is daar 'n ander reuk, ook in hierdie storie, wat feitelik direk na hierdie heilige oomblik, wat Jesus saam met sy disippels en saam met hierdie vrou in Betanië beleef het. Hier waar hy voorberei word vir die kruis, waar hy voorberei word vir die graf. Feitelik oomblikke daarna is daar 'n ander reuk wat hang in die lug. En dis hierdie reuk van verraad, van betrayal in die lug. Direk daarna gaan Judas, en julle sit in vers 10, waar hy dan na die priesterhoofde toe gaan, en hy gee dan vir hulle 'n plan, of hy gee vir hulle hierdie idee om dan op hierdie spesifieke tyd vir Jesus dan oor te lewer aan hulle. En hy bepaal daarso wat die waarde van Jesus is. So pas het ons gesien 'n vrou gee alles wat sy het vir Jesus. Hy is meer werd as alles wat sy het. Sy gee alles wat sy het vir die koning. En hier is hierdie disipel wat saam met Jesus stap. Die een wat die beursie gedraai het, die een wat vertrou was, stap. En hy sê maar, hy is 30 muntstukke werd. Ek sal sy lewe verraai vir 30 muntstukke. Hierdie twee reuke hang in hierdie storie, en dit is waar die nagmaal gebore word. Is waar hierdie twee wêrelde bots. Is waar God se liefde en sy heiligheid tasbaar beleef word in hierdie kamer deur hierdie reuk van die nardesolie, hierdie goeie, mooi, skoon, heilige soet reuk teenoor die menslike ondergang. Dit bring ons na die tweede gedagte dan van Markus 14. Maar hou hierdie twee reuke in jou agterkop. Die soet, heilige, skoon reuk van die nardesolie waardeur Jesus dan voorberei is vir sy dood en die begrafnis. En dan ook hierdie stinkreuk van die menslikheid, daai selfsug. Jesus het nie Judas se verwagting noodwendig nagekom nie. Judas het dalk iets anders van die Christus verwag. Hy het dalk verwag dat die Christus hierdie man op die wit perd met die swaard moet wees om hulle te verlos van die Romeine se hande. En wat Jesus dan is die teenoorgestelde. Die een wat vergewe, die een wat genees, die een wat leer, die een wat op 'n donkie in Jerusalem inkom. Hy kom nie soos wat hulle hom verwag in Jerusalem in nie. Hy kom soos die ware Messias. Maar die Messias wat hulle verwag is hierdie oorlogmaker. Die een wat ons nou gaan bevry van ons dadelike, onmiddellike omstandigheid. En wat Jesus dan vir hulle bring is genade, liefde, vergifnis. Dis dalk een van die redes hoekom Judas hom verraai. Jesus is nie wat hy verwag het nie. Teenoor hierdie vrou
wat ons vandag nog 2000 jaar later onthou, dat sy besef het, hierdie is die koning. Sy gee alles wat sy het. Die duurste van die duurste nardesolie. Alles wat sy het, gee sy dan vir die koning. Die tweede gedagte dan is hierdie Pasgamal, vir die fees wat dan nou gevier word. En julle sal as julle Bybels oop het, in vers 12 sal julle sien, dat daar is 'n baie spesifieke, ek gaan gou hier na vers 12 op die bord. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, die dag waarop die Jode altyd die paaslammers geslag het Jesus, vra Jesus vir vra Jesus se disippels vir hom, waar wil jy moet ons gaan regmaak vir u, om die paasmaaltyd te eet. So op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, dis dan ook die dag waar hulle die Pasgalam slag. Ek het in die nagmaal, toe herinner ek julle aan die rede vir die Pasgamal, is waar die Joodse gesinne bymekaar kom en vir eeue het hulle hierdie nag, het hulle onthou, deurdat God hulle bevry het uit Egipte uit. Onthou julle wat God vir ons gedoen het in Egipte? Hierdie lam verteenwoordig, die lammetjies wat geslag was, die bloed wat aan die deurkosyne gesmeer is, die lewe wat ons nou het, deur wat God gedoen het. Die dood het oor ons gegaan, en ons is bevry uit slawerny uit Egipte. En wat doen Jesus? Op dieselfde dag stel hy die nagmaal in. Op dieselfde dag breek hy die brood. Praat hy met sy disippels, sê vir hulle, dit is my liggaam. Hy gee vir hulle die wyn, hy sê, dit is my bloed, wat vir julle vergiet word vir die nuwe verbond. Neem dit is my liggaam, en dan vir die wyn, dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word, en wat vir baie mense vergiet word. Wat Jesus op hierdie pasgamaaltyd doen, is iets wat nie tradisioneel is nie. Tradisioneel gaan ons saam sit om die tafel, ons gaan stories vertel, ons gaan mekaar herinner aan wat God gedoen het in Egipte. Jesus doen nie dit nie. Hy breek nie die brood en seën dit wat eeue gelede in Egipte gebeur het nie. Hy breek die brood, hy seën dit en hy sê dit is my liggaam. Jesus kom herdefinieer die betekenis van die Pasga. Dit gaan nie meer oor die geskiedenis nie. Dit gaan oor Christus. Hy is een wat daai geskiedenis kom vervul. Alles wat in Egipte gebeur het, wys na Christus. Hy sê ek is die Pasgalam, ek is die ewige egte paaslam. Die ou lam het sy werk gedoen. Deur my gaan julle nou bevry word. Nie uit die fisiese Egipte soos julle voorvaders nie. Julle gaan bevry word uit die nou Egipte wat slawerny van sonde is. Die Here kom bevry ons deur wat hy doen. En hy kom herdefinieer die betekenis van Pasga. Dit gaan nie meer oor die geskiedenis nie. Dit gaan oor Christus. Dit gaan oor die vervulling van Jesus. Dat hy die paaslam word. Dat hy ons lewens bevry. Dat sy bloed gestort word, dat die dood oor ons sal gaan. En hoe bly ek en jy deel van dit? Deur om eenvoudig in Christus te bly. Soos wat die Israeliete net in die huis moes bly met die geverfde deurkosyn. As ons in Christus is, dan ontvang ons die genade, dan gaan die dood ons verby. En Jesus praat dan met hierdie disippels van hom. Op Pasga, wat hulle nou al vir jare saam vier. Pasga is elke jaar gevier, waar ons die paaslam slag, ons eer dit saam, ons onthou wat God vir ons gedoen het, en hier vir die eerste keer kom Jesus, en hy herdefinieer die Pasga. Ek is die ware paaslam. Deur my alleen gaan die redding hê. En dan ook wat mooi is van hierdie, is dan in dieselfde asem, waar ons onthou wat in Egipte gebeur het, waar ons nou weet wat Christus vir sy disippels doen, waar hulle dit dalk nog nie heeltemal besef nie, waar hulle nie besef wat die betekenis van hierdie is, waar Jesus sê, dit is my liggaam, dit is my bloed. Ek en jy het die groot voorreg om vandag hier te kan sit, om te weet dat Jesus het die kruis afgegaan, hy het die graf leeggelos, hy lewe. Deur sy liggaam te breek en deur sy bloed te stort, staan ek en jy vandag onder die bloed van die lam. Het ons ewige genade, ewige lewe, vergifnis totaal ontvang, deur wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Dit is wat ons moet onthou. Nie omdat ons dit verdien het nie, nie omdat ons dade goed is nie, maar omdat hy die prys betaal het, en omdat ons onder sy bloed staan. Dan sal julle sien van vers 17 tot 21 is dan hierdie gesprek wat hy het met sy disippels.
waar hulle om die tafel sit. En dis 'n harde gesprek. Wat hulle verwag is stories en hulle verwag hierdie lewe wat ons gaan onthou en waar God was en waar ons was en waar God ons gebring het. Ons gaan hierdie onthou. En dan ook in die antieke tye, as jy so saam met iemand om 'n tafel gesit het, hulle het eintlik so half gelê, dan is dit die grootste bewys van ware, loyale vriendskap. As jy die tafel deel met iemand, is dit 'n bewys van ware, loyale vriendskap. En dan gooi Jesus hierdie waarheid op die tafel. Hy sê vir hulle, terwyl hulle sit en eet, sê hy, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Een wat saam met my eet. En jy kan net gaan sien, gaan kyk vers 17 tot 21, hoe geskok hierdie disippels is. Want ons sit dan nou saam met u, ons loop al vir 3 jaar saam met u, ons is dan baie loyaal. En dan begin die disippels onder mekaar praat, maar is tog nie ek nie. Dan sê Jesus, die een wat sy hand saam met my in die broodbak gaan druk. Dit is hy. En wat baie mooi is van hierdie maaltyd, is dit is veronderstel om hierdie vriende, loyale vriende by mekaar te wees. Mense wat vir mekaar baie beteken. En Jesus sê vir hulle, een van julle gaan my verraai. Die mooi waarheid wat ek en jy moet raak sien, is Jesus het hulle nie een weggejaag van die tafel af nie. Hy het hulle nie genooi, omdat hy geweet het wat gaan gebeur nie. Jesus het presies geweet wat gaan gebeur. Hy het geweet dat Judas planne maak om hom te verraai. Hy het geweet dat Petrus, die man wat hier by hom sit, gaan hom verloon. Hy het geweet dat die oomblik dat hy gevangene geneem word, gaan die disippels weghardloop en vlug. Hulle gaan hom man alleen los. Hulle gaan hom ontken. En hy jaag nie een van hulle weg nie. Terwyl hy weet dat hy gaan alleen na hierdie kruis toe. Terwyl hy weet wat op hom wag, jaag hy hulle nie weg nie. En dis ook juis een van die redes hoekom ons vanoggend vroeg die nagmaal gevier het, want die vereiste om die nagmaal deel te neem is nie perfeksie nie. Die vereiste is nie 'n perfekte lewe. Die vereiste is dat Christus saam met ons aan tafel sit. As die vereiste om saam met Jesus aan tafel te sit perfeksie was, dan was daai bokamer alleen, of dan was hy bokamer leeg gewees, daai aand. Maar Jesus nooi hulle, gebroke manne, mense wat hom gaan verraai, mense wat hom gaan verloon, mense wat van hom af gaan vlug. Hy nooi hulle nog steeds na die tafel toe. So nooi my en jou ook na die tafel toe, elke keer as ons nagmaal vier, waar ons aan God se tafel sit. Nie omdat ons goeie dade dit verdien, of omdat ons gedagtes goed is, of omdat ons nie Jesus al verloon het, of verraai het, of weggedraai het van hom af nie. Maar hy nooi ons na die tafel toe, want hy het sy genade vir ons bewys. En dis een van die waarhede wat ek en jy moet raak sien, is dat hierdie manne sit saam met Jesus aan die tafel, terwyl Jesus weet, hulle gaan hom basies weggooi. Maar hy breek die brood saam met hulle. Hy vier hierdie nagmaal saam met hulle. Hy stel hierdie nagmaal in. Een van die genadeverbond. Ek sluit 'n nuwe verbond met julle. Hy doen dit met hierdie manne wat hy weet hom gaan verraai, verloon, wegdraai. Dan wil ek net daai teks weer lees saam met julle, die een waar hy die nagmaal instel. Terwyl vers 22, terwyl hulle eet, het Jesus die brood geneem, en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde, neem dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en hulle het almal daaruit gedrink. Hulle almal drink uit dieselfde beker uit. Ons almal het dieselfde versoening deur die bloed van Jesus Christus. Selfs Judas het uit daai beker uit gedrink. Petrus wat hom sou verloon, drink uit daai beker uit. Elke liewe een van daai disippels wat weg gaan hardloop, drink uit daai beker uit. Hulle het deel aan hierdie versoening, soos wat ek en jy vandag deel het aan die versoening van Jesus Christus. En hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Nou daai waar die brood breek, dit herinner ons, en soos wat ek ook gesê het in die nagmaal,
As ons hierdie brood breek en ons sien hierdie brood, dan dink ons aan die liggaam van Christus wat vir ons gebreek het. En terwyl hy dit doen, is dit 'n profetiese teken van wat oor 'n paar minute, 'n paar ure met sy liggaam gaan gebeur. Sy liggaam gaan fisies gebreek word. Jesus weet van elke sweepslag. Hy weet van die spykers deur die hande en die voete. Hy weet van die kruis. Hy weet van die oop rug. Hy weet van alles wat op hom wag, van die bloedsweet van die angs. En nog steeds deel hy hierdie brood met die manne wat hom sal verraai, verloon en weg sal draai. Selfs met die bloed, die beker wat hy dan omstuur, waar hy sê, ek gaan 'n nuwe verbond met julle sluit. Nie omdat julle dit verdien nie. Julle gaan my elkeen alleen los, maar omdat ek vir julle lief is. Omdat ek in jou plek daai straf sal dra. As ek en jy die nagmaal vier, moet ons herinner word aan dit wat Jesus vir ons deurgegaan het. Dat ek en jy verdien hierdie lewe soos ons hier staan, ons verdien dit nie. Ons verdien nie om nagmaal te ontvang nie, maar dis waar genade is. Hy gee dit vir ons verniet, al verdien ons dit nie. Ons genade is nie die bewys van ek was 'n goeie seentjie en nou mag ek nagmaal vier nie. Nee, ons verdien dit in elk geval nie. Hierdie is 'n bewys van die genade wat Christus vir ons gee. 'n Bewys aan die genade verbond wat hy met ons geseël het op daai dag van die kruisiging. Waar hy die nuwe paaslam word. Waar ons, slegs omdat ons onder die bloed van die lam is, gaan die dood ons oor. Dis waar ek en jy vandag staan. Dis hoekom dis 'n fees en dit bring ons dan na die laaste deel, vers 26 van die Pasga-maaltyd. Nadat hulle die lofgesang of die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Dis so half 'n sinnetjie wat ons so vinnig oorlees. Ons lees Jesus het die nagmaal ingestel, ons sien, yes, hulle het gesing en dan gaan hy Olyfberg toe en dan dink ons aan die waar hy dan gevangene geneem word. In hierdie hele storie waar Judas hom kom soen en waar die manne dan kom met flitse en dit is groot groepe mense wat dan vir Jesus kom gevange neem. Nadat hy die brood gebreek het, wat hy weet presies wat gaan gebeur, nadat hy die bloed vir hulle gegee het, of die wyn, nadat hy presies weet wat gaan gebeur, sing hy. Hy sing saam met sy disippels. En dit was 'n tradisie om op die Pasga saam te sing. En hulle het die Hallel psalms gesing, Psalm 115 tot Psalm 118. En dan as jy dit gaan lees, ek wil jou uitnooi, gaan lees Psalm 115 tot 118. Dit was tradisie om op die Pasgafees, of daai waar hulle die paaslamme slag, daar waar hulle die fees van die ongesuurde brood, daai hele week, na die Paasmaaltyd, of die Pasga-maaltyd, het hulle saam gesing as families. En Jesus en sy disippels sing saam, en hulle sing hierdie Hallel psalms, en dan moet jy net dink aan die woorde wat op Jesus se lippe sou wees, net voordat hy na die kruis sou stap. In Psalm 116 vers 13, deel van hierdie gesange wat hulle dan sou sing, staan dit, die beker van verlossing sal ek oplig en die naam van die Here aanroep. Hy het ook dalk gesing Psalm 118 vers 22, waarin sê die klip van wat die bouers afgekeer het die hoeksteen geword. Is dit nie mooi dat hierdie tradisionele lofgesange wat hulle sing na die Pasga-maaltyd wys na die Messias? En hier sing Jesus oor sy eie dood, maar ook oor sy eie opstanding, oor sy oorwinning. Hy sing nie as iemand wat vertrap word nie. Hy sing nie as iemand wat homself jammer kry nie. Hy sing 'n lofgesang as 'n oorwinnaar. Want al weet hy waantoe hy op pad is, weet hy ook wat na hierdie kruis wag. Hy weet dat die graf leeg gaan wees. Hy weet dat hy gaan opvaar na die hemel toe. Hy weet dat hy oorwin. En waarna toe hy my en jou uitnooi is deel van daai oorwinning. En hy sing hierdie woorde. Ek sal die beker van die verlossing oplig en ek sal die naam van die Here aanroep. En die klip wat die bouers afgekeer het die hoeksteen geword. Ek en jy kan vandag na die nagmaal, nadat ons weet wat met Jesus gebeur het en dis verskriklik, kan ons weet dat die graf is leeg. Hy het oorwin. Die sonde is betaal. Ek en jy het die ewige lewe. Hy het sy Heilige Gees gestuur. Ek en jy deel aan dit, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hy die prys reeds betaal het aan die kruis. Dis die genade wat ek en jy ontvang. En ons kan nie uitstap, nie met 'n reuk, soos wat ons nou gesê het, die reuk van die nardesolie wat soet en heilig is, en die reuk van die menslike ondergang wat Jesus verkoop vir 30 muntstukke, en wat hom verloon en verraai,
en wat wegdraai van hom af. Daar's nog 'n reuk. En daai reuk is hierdie van die leë graf, nie van die dood nie. Ons vier nie 'n begrafnis nie. Ons vier 'n leë graf. Ons vier lewe. En dis die reuk wat ek en jy veronderstel is om hier te ontvang, is die reuk van lewe en oorwinning in Christus Jesus. Nie omdat ons dit verdien nie, omdat hy ons genade bewys het aan die kruis. Omdat ons vandag nog saam die nagmaal vier en mekaar herinner aan dat ek het lewe omdat Jesus gesterf het. Maar ek het lewe omdat hy nie dood gebly het nie. Hy het opgestaan. En wat hy sê is, hierdie lewe gee ek vir jou as 'n genadegawe. Ons het lewe omdat Jesus vir ons die lewe gee. Wanneer ek en jy saam nagmaal vier, word ons herinner daaraan. Deur hy het vir ons genade bewys en ons het die ewige lewe. So as ons sing of die nagmaal vier, dan kan ons 'n lofgesang sing. En die disippels het uitgegaan, hulle het na die Olyfberg toe gegaan, nog met 'n lofgesang op hulle lippe. En toe raak dit bietjie donker en hulle hardloop weg van Jesus af. Mag ek en jy nie vandag, as dit bietjie swaar word of bietjie donker word, ons rug draai op Jesus nie. Mag ons onthou wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Mag ons onthou dat hy het vir ons die hoeksteen geword van die liggaam van Christus. Hy het vir ons die graf leeggelos en vir ons die ewige lewe gegee. So net soos wat die disippels na die tafel toe van Jesus gekom het met gebrokenheid, met hulle foute, met die reuk van verraad in die lig, mag ek en jy vandag na die tafel van God toe kom. Juis met ons foute, met ons swakhede, met ons reuk van verraad in die lig. Mag ons weet dat ons kom nie na die tafel toe omdat ons perfek is nie, of omdat ons alreeds gereinig is nie. Ons kom na die tafel toe as gebroke mense wat heiligheid en genade nodig het. Ons kom as gebroke mense juis sodat Jesus ons kan kom heel maak. So mag ons dit vandag in ons harte weet. En elke keer as ons die nagmaal saam vier, mag ons dit weet. Die offer was volbring. Die verlossing is volmaak. En ons koning leef. Kom ons bid saam. Liewe Vader, baie dankie dat ons vandag saam as familie, gemeenskap van gelowiges die nagmaal kan vier en waar ons ook in Markus 14 kan sien dat Here daar so baie gebeur rondom die instelling van die nagmaal. Daar het baie emosies en baie goed gebeur waar mense onseker was en waar mense hard geword het teenoor u en waar hulle u verraai het en waar hulle gesê het ons sal nooit draai van u af nie. Dan is dit juist daai mense wat u verloon. Daai selfde dag nog ontken hulle u. Here, maar ons het die voorreg om na die kruis te leef. Om te weet wat op die kruis gebeur het en te weet dat wat na die kruis gebeur het. Dat u die graf leeggelos, u die dood oorwin. En met hierdie instelling van die nagmaal wat voor hierdie dood van u gebeur het, wat voor die kruisiging gebeur het, kom bewys u vir ons dat u is die Messias, die koning, die oorwinnaar, die verlosser van ons sondes, en die een wat vir ons genade bewys. Here, u het u liggaam gebreek sodat ons liggame nie hoef gebreek te word nie. U het u bloed uitgestort sodat ons bloed nie gestort hoef te word nie, maar ook Here, u bloed is hierdie teken van die versoening, skoon was van die sonde. Dat u hierdie kontrak, hierdie verbond met ons geseël het deur die handtekening van u bloed. Dat hierdie verbond, hierdie belofte nie gebreek kan word nie. Dat ons net soos vir die Israeliete onder die bloed van die paaslam moes bly in die deurkusyn. So ook Here, as ons in u bloed bly, as ons onder u bloed bly, as ons onder u versoening bly, in u genade bly, Here, dan gaan die dood ons oor. Dan het ons die lewe en die lewe in oorvloed, dan is ons gered. En Here, dankie dat ons hierdie heilige oomblik saam met mekaar kan geniet, waar ons weet dat al was daai 'n swaar donker dag, Here, kan ons vandag beleef as hierdie dag wat u oorwin het. En ons kan ook 'n lofgesang op ons lippe hê. My koning leef.
Hy het oorwin. Hy vergewe my sondes, hy verlos my van die dood. Ek is nie meer 'n slaaf van sonde nie, maar ek is nou 'n kind van God, een wat vry is en een wat geroep is. Here, dankie vir u genade. Die genade wat ons nie verdien nie, maar wat ons kry, Here, omdat u vir ons lief is. Dankie dat u ons red, dankie dat u ons roep. Here, dankie dat ons u Heilige Gees, u teenwoordigheid by ons kan hê. Dat u in ons tabernakel, in ons woon en in ons en deur ons werk. Here, dankie dat ons kan weet dat ons het versoening van sonde en verlossing van die dood deur die werk wat u vir ons aan die kruis gedoen het. Dankie Vader vir u genade. Dankie Here vir u liefde. Bid dit in die naam van ons Redder